man, hoe lyk die dinge? Goed jy, André. Nee, doodstil, rustig. Laat ons hulle so kap terwyl hulle nou inkom. So het jy nou vir ons 'n Baba Badger gebou. Ons het 'n kleiner weergawe gebou. Yes. Vertel my gou vinnig 'n bietjie van hom. Ja, so hierdie doen ons van 'n 4i liftplanter, ground drive. En ja, ons doen hulle 'n sleepweergawe ook met die kunsmisbakke op die raam. Soos die gewone sleepplanters wat ons maar gewoond aan was. En ons kan hom doen van net gewone meganiese aandrywing. Die volgende upgrade is monitorsisteem. Wat lekker is van ons monitorsisteem, hy kan vir jou singulation ook wys. So dis nie net 'n ding in die ry wat kan wys die saad loop nie. Hy wys singulation, hy het 'n aparte skerm in die cab, maar dan jy nog steeds alles meganiese aandrywing. Dan hoef jy nie na isobus te beweeg nie. En dan nou uit die aard van die saak is die volgende stap isobus. En okay, right. Wat was die rede hoekom het julle gegaan na hierdie liftplanters toe? Was dit maar net die market jy mal gemaak? Ja, ek is maar navraag. Ons ontwikkeling het ons besig gehou op die groter planters en ons het voel ja, ons het hierdie mark bietjie onderskat. Dink met John Deere wat onttrek het met die 1750 en dit ons al meer begin navraag kry op die kleiner planters en dit is nou hy. Nou terwyl ons hom nou hier het, nee, hy het op die karretjie gewys alles wat 'n Badger spesiaal maak, het hy hier op, nee. Alles is dieselfde. Dit is ja, dis maar net jy kry hom in 'n meganiese aandrywing wat ons op ons groot planters nie doen nie. Soos nog steeds WC2 selfe alles. Hy het 'n cable drive hiereene wat hom aandryf, meganies en dan ja, dan kan jy hom in elektries, jy kan hom vol elektries, so hierdie selfe 6-ry kan jy in vol elektries ook kry. Wat ek net kan bysê, die konvensioneel doen ons op die lift, die ekketil moet sleep. Daar's nie spasie vir die ekketil eenheid om voorin te pas nie. So wanneer ons die ground drives ekketil doen, dan is dit nou 'n sleepweergawe met 'n drawbar. En dan hierso het julle nou lekker tanks opgesit op die trekker. Wat was die rede vir dit? Is die geel Jaja tanks nou nie reg gewees nie? Ja, toe ons die eerste liftplanters begin bou en sien wat se tanks daar in die mark is, toe is dit vir ons opsie om na hierdie tanks te kyk. Ja, So ons sal nou op die ander trekker wys. Jou uitdaging is altyd as jy die trekker opstel met tanks en alles op, dan is daai trekker half getroud met die tanks. En hierdie tanks sal ons nou vir julle wys, kan mooi vorentoe afslaan en dan kan jy hulle afhak en jou sig uit die cab uit is baie beter. Ons het ongelukkig op die New Holland met die korter neus sit die tank baie ver vorentoe en hy moet hoog sit dat hierdie dubbelwiel kan draai. Maar ja, ons het al op die Massey en die John Deere en die Case het ons ook gestel en hulle sit so 'n klein bietjie beter op die trekker. so wat jy vir my sê, New Holland met hulle neus bietjie langer maak. Nee, ons pas maar aan by die trekker. Okay, en dan hier agterop het julle letterlik die noem dit maar die Rolls-Royce liftplanter wat al die goed op het, wyd sy toe ek hom kan kry en dan neem ek aan, jy hardloop by met 'n pop-up van voor af of jou kunsmis afhangende van hoe jy op soek. Ja, so hierdie spesifieke planter het 'n spuit hier agterop. So hy sy gif is voor, saad agter en dan spuit hy. Maar ja, ons kan hom opstel dat hy vloeibare kunsmis daarvoor het. Ons het ook 'n opsie vir 'n korrel tank hier in die agterkant, so 2.500 liter. Wat ons korrel kan agtersit met die vloeibaar voor as die kliënt daai opsie wil hê. En dan ja, dan kan ons hom ook 'n grondaandrywing doen of dan nou tot by die isobus weergawe, ja. So jy het nou lekker fleksibel geraak, jy kan eintlik vir my gee net wat ek soek. Ja. Amper. Ons kan nog altyd vir jou gee wat jy wil hê, ons het dan net 'n bietjie groter reeks, ja. Uitstekend. Nou kom ons kyk na die volgende ene. Okay, net so laaste ding, nee, hou net gou vas. Wat ek net wil seker maak en ons kan dit eintlik op die ander een uitgelig het. Wat die Badger spesiaal maak is julle kunsmistoediening wat op die karretjie sit. Hoekom het julle op die karretjies gegaan en nie op 'n aparte balkie nie? Ag André, dit is vir presiese kunsmisplasing. So die eenheid loop 100% saam met die karretjie. Julle sal sien op die nuwe planters het ons nou 'n dubbeldisk kunsmiskouter daar gesit.
wat 'n baie klein voormaak, so nee, dit maak net sin. Jou kunsmis en jou karretjie loop 100% saam. As hy opgaan, dan gaan die kunsmis ook saam, so hy beweeg saam in die pit. Jy hou hom presies in daai pit. Groot ding is jou rou cleaner sit voor die kunsmiskouter. Waar jou as dit droog raak, dan weet ons nou maar die rou cleaner sny die kunsmis weg. So ja, jy kan die rou cleaner, kunsmiskouter, karretjie kombinasie baie mooi opstel. En dan kan jy my vinnig hierso, het julle nou die vol kombinasie hierso, tanks, eco-tool. Ek dink daar's nou niks wat die planter basically nie op het nie, nee. So hierdie planter gaan nou vanmiddag afgebreek word in Nieu-Seeland toe. Dis een van ons eerste uitvoermodelle. So dis hoekom ons maak dat hy op 3 meter kan vou. En ja, hierdie planter het korrelkunsmis, hy het 'n spuit wat van die trekker af werk. En dan het hy 'n pop-up aan die agterkant. So ja, hy het 4 produkte. So, wat jy my wil sê is van hierso af, korrelkunsmis wat hy basies dan hier insit, met jou eco-tool, en dan pop-up, die inkom, as jy daar kan afneem, daarso, en dan, wel, die toetrapwilletjies, en dan, hierso sien ek wat jy gedoen het is, hierdie storie loop nou independent, dat hy nie meer pak daar nie, nee. Ja, ons het 'n paar klein goede op die ek het al nou elke jaar sê ek hopelik vir oulaas. Hy het 'n snykouter in die middel. Ons het die angle op die rou cleaner so 'n bietjie minder aggressief gemaak. Ja, dis nou hierso. Dan meer soos 'n inline ripper half gemaak dat hy reguit is, so hy haal minder grond uit en dan het hy nou daai wielietjie wat die voortoe maak. Ons het ook 'n klampie daar op die tand nou gesit dat jy kan besluit wil jy die kunsmis op 2 dieptes neersit en ja, en dan kan jy hom verstel op. En dan het hy nou die spuite agterby, so daai boompie slaan nou net om. So dan kom hy basies hierso met die spuit, wat hy hier aan die agterkant het, nee. En dan sê net gou vir my laaste ding, toe jy nou begin planters bou het, want jy kom self uit die Wes-Vrystaat uit, was sand maar die hoofoorweging geweest toe jy begin het? Ja, met die eco-tool het ons daarna tal en in die meer no-till gronde het ons begin werk. Maar ja, die konvensionele planter het maar in die sand sou ontstaan gehad. Ons het so daar na die tanks toe gaan. Wow, was die tank ook dit gooi ding? Okay, right. Maak my slim. Wat ek vir my met die tanks was, as jy die trekker wil gebruik, dan sit jy met tanks op. So hierdie tanks haal jy baie vinnig af. As jy toegang wil kry tot die cab, dan tilt hy net oop. Ja. Yes, so. Jy sal sien hy kry 'n potjie hier in. So as jy hierdie tank wil afhak, hy kry 'n poot daar ook. So jy jack hom op, sit hom op sy poot neer, jy het afboude daar op die voorkant van die trekker wat jy losmaak. En dan staan die trekker nou in die stoor voor. Ekskuus, hy quick couplers hier in die voorkant, so dan is die tanks af. So dit gaan jou, kom ons noem dit nou maar 15 minute of 'n halfuur vat. Dan kan jy die trekker vir ander goed gebruik. So ek hoef nie meer 'n trekker op te offer nie, dis wat jy vir my sê, want gewoonlik het ek mos my trekker met die tanks daarso, en ja, die trekker met die tanks verniel altyd. So nou kan ek hom van die tanks sit hom op, en dan is hulle weer af. Klaar. Ja, en die verspreiding is mooi aan die voorkant, soos jy jou neusgewigte wil afval, in plaas van die tanks en dan weer opsit as jy afgehak het. Ons het spasie gelos vir dit alles, ja. Uitstekend. Roan, dankie baie, en net laaste ding wat ek by jou wil hoor, terwyl hy uitry, is, wat was die rede, hoekom het julle gegaan vir, om die karretjies basies, kan ek sê, tussen die tank en die trekker te hê, hoekom het jy hom nie net aan die agterkant gehaakie? Vir gewigsverspreiding, so jou wiele agtertoe, verder jou wiele agtertoe is, so meer stabiliseer die masjien. En as jy nou vassit en jy tel op, dan sit hy gewig op die trekker, jy weet. So behalwe dat jy alles uit die cab uit baie mooi kan sien, en jy 'n korter wenakker het en al daai goed, is daar baie groot voordele wat inkom, jy weet, by die gewigsverspreiding van die masjien. So vir die ouens wat die lus is vir vassit hier daarso. Jy het hulle mos al gewy. Uitstekend. Lekker aan 'n klap vir Roan van Badger. Dankie julle.